He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Kom ons buig die hoofde saam. Ons wonderlike Here Jesus, baie dankie vir u groot genade in ons lewens. Dankie dat u ons opreg liefhet. Dankie dat u u woord vir ons gegee het om u groot liefde aan ons te openbaar. En dat ons ook kan sien wat 'n tipe God u is. 'n almagtige, asemrowende God wat alles doen vir ons redding. En Here Jesus, ons het u nodig in ons lewens en veral wanneer ons u woord oopmaak tussen ons vingers, sodat u Gees ons sal lei in dit wat reg en goed en waarheid is. En daarom vra ons weer eens vir u teenwoordigheid in ons midde, dat u ons kalm en rustig en oop sal maak vir u waarheid, terwyl u dit wat die duiwel in ons lewens sal bring, sal uitsluit en sy teenwoordigheid sal uitsluit, sodat ons net die volheid van Jesus kan en mag ervaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, vanaand se lesing, die Antichrist se aanval op die verlossingsplan. So ons gaan vanaand 'n bietjie verder, u onthou nog maandag aand se lesing waar ons Daniël 7 gekyk het. Vanaand kyk ons na Daniël 8. So ons gaan die dinge 'n bietjie verder vat. Kom ons begin met Openbaring 14 vers 6 en 7 wat twee baie unieke versies is. Dit sê: "Toe het ek 'n engel hoog in die lug sien vlieg. Hy het 'n goeie boodskap gehad wat vir ewig van krag bly. Hy moes dit aan die bewoners van die aarde, aan elke nasie, stam, taal en volk verkondig. En hy het met 'n harde stem uitgeroep: Vrees God en gee hom die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Aanbid hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het." Nou Openbaring vertel ons dat God se volgelinge aan die einde van tyd God se oordeel aan die wêreld sal verkondig, nie waar nie? God se oordeel is aan die kom. Nou die ewige evangelie dring by ons aan dat ons God as die skepper van hemel en aarde moet aanbid. Jy sien, dis die belangrike een. Ons moet God as die skepper God van hemel en aarde aanbid, want die uur van sy oordeel sal nog kom. Is dit wat die vers gesê het? Nee, van die uur van God se oordeel het gekom, het die woorde gesê, het gekom. So wat doen Jesus op hierdie oomblik vir ons in die hemel? As jy gedagtes laat dink, wat doen Jesus op hierdie oomblik vir ons in die hemel? 1 Timoteus 2 vers 5 en 6 sê vir ons: "Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuie op die regte tyd." So Jesus tree vir ons as mense op as middelaar in die hemel. Met ander woorde, hy is ons middelaar. Hy het in die mens se plek gesterwe en deur hierdie daad het hy ons middelaar geword. Wat doen 'n middelaar? Hy tree op tussen twee mense. Jy weet bemiddel, so tussen God en ons staan Jesus as ons middelaar. Nou dit gee ons as mense deur Jesus, met ander woorde, direkte toegang tot God. Nie waar nie? Nie net deurdat Jesus vir ons intree nie, maar ook omdat hy ons sondes vergewe. Nie waar nie? Dis hoekom u en ek tot God kan kom, want Jesus is ons middelaar. Natuurlik, die duiwel het hiermee 'n groot probleem. Nie waar nie? Hy het hiermee 'n groot probleem. Nou as hy dit kan regkry om Jesus se middelaarswerk vir ons te kan vernietig. As hy dit kan regkry om Jesus as ons middelaar net 'n bietjie weg te vat, het hy ons net waar hy ons wil hê.
al is ons hoe godsdienstig, nie waar nie? Al is jy hoe godsdienstig, hoe opreg, hoe wonderlik, maar as jy nie Jesus as jou middelaar het nie, wat het jy? Jy het niks. En die duiwel sal daarom alles in sy vermoë doen om Jesus se bediening vir ons in die hemel te vernietig. Hy gaan alles probeer om dit te vernietig en dit toevallig is die onderwerp van Daniël hoofstuk 8 wat ons vanaand na kyk. So as ons sê, ons kyk weer eens vanaand na Daniël, maar in besonder die profesie van Daniël hoofstuk 8. Daniël 8 vers 1, kom ons lees dit. Dit sê: in die 3de jaar van die regering van koning Belsassar, het aan my Daniël 'n gesig verskyn, na die een wat ek die vorige keer aan my verskyn het. Vorige keer, Daniël 7, nie waar nie? Ek het naamlik in die gesig gesien, terwyl ek kyk, was ek in die vesting Susan, wat in die provinsie Elaim lê, en ek het in die gesig gesien, dat ek my aan die Ulai rivier bevind het. En ek het my oë opgeslaan en gesien en kyk, daar staan 'n ram voor die rivier, en hy het 2 horings gehad, en 2 horings was hoog, ook was die een hoër as die ander, en die hoogste het laaste uitgekom. En ek het die ram sien stoot na die weste, en na die noorde, en na die suide, en al die diere kon voor hom nie stand hou nie, en daar was niemand wat uit sy mag gered het nie, maar hy het gedoen net wat hy wou, en het magtig geword. So, Daniël sien 'n skaapram, 2 horings, groot horings, maar die een is bietjie hoër as die ander een, nie waar nie, ons het nou al daarom daai gesegde al gehad, nie gesegd nie, daai vergelyking gehad, en dis baie interessant, hierdie ram stoot na sekere dele toe, so met ander woorde, hy oorwin. Nou wie is hierdie skaapram met die 2 horings? Onthou jy baie belangrike beginsel van Bybelprofesie, of van Bybel uitleg? Beginsel nommer 1, laat die Bybel homself verklaar. Haha! Laat die Bybel homself verklaar. So met ander woorde, ons kan nou baie slim dinge begin sê. Weet, ons sê hierdie skaapram, jy weet, kan Suid-Afrika wees, met die 2 horings kan al die 2 presidente van Suid-Afrika wees, weet, en ons kan die ding mooi toepas, dat dit nogal sin maak. Maar wie se opinie is dit? Wie se siening is dit? Myne. Maak nie saak hoe mooi pas ek die ding toe nie, maar laat ons die Bybel toelaat om vir homself te spreek. So met ander woorde, wie is hierdie skaapram met die 2 horings? Nou die Bybel vir ons sê, as ons net verder lees, Daniël 8 vers 20, jy moet net 'n bietjie verder gaan soek, dit sê, die ram wat jy gesien het, met die 2 horings, is die konings van die Meders en die Perse. Het jy dit? Wie sê dis die Meders en Perse? Die Bybel self, nie waar nie? Ons hoef nie eers te raai nie, die Bybel is baie duidelik. Met ander woorde, ons kan nou Daniël 2, Daniël 7 en Daniël 8, Daniël 2, die beeld was dit die silwer koninkryk, die Meders en die Perse, 2 arms. Toevallig Daniël 7 was dit die beer koninkryk, die een kant van die beer was bietjie hoër, onthou jy dit? Medo-Persië, en nou in Daniël 8 het ons 'n skaapram met die 2 horings, weer eens Medo-Persië. Sien jy hoe volg dit op mekaar? Baie interessant. Nou soos ek sê, die beer was aan een kant opgehef in Daniël 7 en Daniël 8, die een horing 'n bietjie hoër. So duidelik weet ons het dieselfde koninkryk. En dan sê dit vir ons, hierdie horing stoot na die weste, na die suide en na die noorde toe. Nou as hy na die weste, na die suide en na die noorde toe stoot, van watter kant af kom hy? Uit die ooste uit, nie waar nie? As jy net jou logika gebruik. Goed, vers 5 sê, terwyl ek daarop ag gee, kom daar 'n bokram uit die weste aan oor die oppervlakte van die hele aarde sonder om aan die grond te raak. En die bok het 'n aansienlike horing tussen sy oë gehad. So hier sien Daniël nog 'n gesig, 'n bokram met een horing, so unicorn horing tussen sy oë. En die Bybel sê hy is so vinnig. Hy storm so aan dat sy voete nie eers grond raak nie. Met ander woorde, spoed. Hy is vinnig. Hierdie koninkryk is vinnig. En dit sê vir ons in vers 8, en hy het na die ram met die 2 horings aangekom wat ek voor die rivier sien staan het, en hom in die woede van sy kragstorm geloop. En ek het hom gesien, hoe hy tot by die ram kom en op hom verbitterd word en die ram stoot en sy 2 horings verbreek. En daar was geen krag in die ram oor om vir hom stand te hou nie, so het hy hom teen die grond gegooi en hom vertrap het. En daar was niemand wat die ram uit sy mag gered het nie. So Daniël sien hoe hierdie bokram
met die een horing hierdie skaapram stormloop en hom verpletter en hom platgooi, sy horings afbreek en hom letterlik plat slaan. Nou wie is hierdie bokram met die een horing tussen die oë? Wie is hierdie bokram? Weereens, laat die Bybel homself verklaar. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Ons lees net weer 'n bietjie verder. Gaan na vers 21 toe. Dit sê: en die harige bok is die koning van Griekeland. En die groot horing wat tussen sy oë was, dit is die eerste koning. So met ander woorde, dit sê hierdie bokram is die koninkryk van Griekeland, die horing sy eerste koning. En wie was daai koning van Griekeland? Alexander die Grote. Onthou nog hierdie magtige koninkryk van Alexander die Grote. Hy was 'n absolute genie. Inteendeel, ek wil vir julle 'n paar stories van hom vertel het, maar ek dink ek moet dalk net my tyd in gedagte hou. En dit sê dat hierdie ram kom ook uit die weste uit en hy loop hele Medium-Persië storm en hy verpletter hulle. Vers 8 sê: en die bok het uitermate magtig geword, maar toe hy sterk was, het die groot horing afgebreek en 4 aansienlike horings het in sy plek uitgekom na die 4 windstreke van die hemel. So Daniël sien hierdie bok, groot horing, maar toe hy sterk is, op sy sterkste is, breek sy horing af en hier kom 4 horingkies uit sy plek uit op. Nou wat is hierdie 4 horings wat nou tevoorskyn kom in die plek van die een wat afgebreek is? Wat is dit? Ons weet nou wat ons al geleer het, horing stel ook konings voor, nie waar nie? Vers 22 sê: en dat dit gebreek is, en 4 in sy plek ontstaan het, 4 koninkryke sal uit sy volk ontstaan, maar nie met sy krag nie. Nou jy onthou dat die Griekse ryk verdeel tussen Alexander se 4 grootste generaals. Jy onthou hulle? Cassander, Lysimachus, Ptolemy en Seleucus. Wat gebeur het? Alexander die Grote, hierdie grootmagtige koning, oorwin die hele Europa, word wêreldmag en op sy sterkste gaan hy dood. En niemand kan hom opvolg nie. En natuurlik ontstaan daar bekleierery tussen sy grootste generaals en sy 4 generaals wen en hulle deel Griekeland op in 4 dele. Nog steeds deel van die Griekse ryk, maar nou het hy 4 konings. Nou Cassander, leer die geskiedenis vir ons, het Macedonië en Griekeland in die weste ontvang, hy het daaroor koningskap geneem. Lysimachus het Tragia en 'n gedeelte van Asië in die noorde gekry. Ptolemies het Egipte, Lydia, Arabië, Palestina en Sirië in die suide geneem en daaroor koning geword. En Seleucus het Babylon en Assirië in die ooste ontvang en hy het daaroor koning geword. Jy kan die dele sien, daar was Cassander, Lysimachus, Seleucus en Ptolemy. Elkeen sy gebied gevang, sy eie koninkryk, nog steeds deel van die Griekse koninkryk, maar nou is hulle verdeel. En dit natuurlik die fondasie gelê dat hulle deur die Romeine oorwin was. En jy kan onthou die 4 koppe, die 4 generaals ook van Daniël 7, onthou nog die luiperdagtige dier van maandag aand. Met ander woorde, 4 koppe, Cassander, Lysimachus, Ptolemy en Seleucus, presies dieselfde wat ons sover hanteer het. En nou in Daniël 8, dit is die skaapram, wat opgevolg is deur die bokram met die een horing tussen sy oë, wat Griekeland is, en natuurlik die horing breek af, en 4 kom uit sy plek uit op, met ander woorde 4 konings van Griekeland. En dan sê vers 9, nou begin dit interessant raak. En uit een van die het 'n horing eers klein uitgekom, maar dit het baie groot geword, na die suide en na die ooste, en na die pragtige land toe. Nou die pragtige land is Palestina. Selfs vandag nog staan Palestina bekend as die pragtige land. So Daniël sien, uit een van hierdie kom daar toe 'n volgende horing, met ander woorde nog 'n koninkryk. Eers klein, maar toe word hy baie groot. En hy al daai dele in die suide en ooste en in die pragtige land neem hy koningskap toe. Nou ons het nou al geleer dat die volgende koninkryk wat Griekeland oorwin het was Rome, die eysterkoninkryk van Rome, nie waar nie? Nou in hierdie profesie word Rome polities en pauslik saamgegooi. Hulle word as een mag beskou, met ander woorde die bene van yster en die verdeelde Europa. Goed, in die gebied wat Rome letterlik beheer en oorrompel, as ons kyk na die gedeeltes daar, die hele Egipte, die Palestina gedeelte is daar waar die Geelkruis is, en Seleucus se gedeelte wat hulle totaal oorwin het en die hele Europa in beheer geneem het. So as ons kyk na Daniël 2, begin ons by die
silwer, bors van arms, in Daniël 7 die beer, en Daniël 8 die ram. Presies dieselfde, met ander woorde Griekeland, Rome, verdeelde Rome, en die klein horingkie mag wat ons in Daniël 7 gesien het, wat nou net verder gevoer word in Daniël 8. Maar iets interessants, ons het in Daniël 2 begin met Babylon, nie waar nie? In Daniël 7 het ons ook begin met Babylon, die leeu met arendsvlerke. Maar Daniël 8 begin met Medo en Persië. Het jy het agtergekom? Hoekom begin hy nie ook met Babylon soos die twee vorige profesieë nie? Baie interessant. Hoekom begin hy nie met Babylon nie? Heel eenvoudig. Ja, Babylon is weg. Hy bestaan nie meer nie. Hy's alreeds oorwin deur die Meders en Perse. So met ander woorde, in Daniël 8 is die Meders en Perse in beheer. Hulle is die wêreldmag. Babylon is reeds van die kaart af. So dis interessant. Dus kom uit met Medo en Persië direk begin. En dan sê vers 10. En dit praat nou van hierdie horing. En dit het groot geword tot by die leer van die hemel, en het sommige van die leer, naamlik van die sterre, op die aarde laat val en hulle vertrap. Selfs tot by die vors van die leer het dit groot geword, sodat die voortdurende offer hom ontneem en sy heilige woning neergewerp is. En 'n leer is aan die horing oorgelewer in goddeloosheid, saam met die voortdurende offer, en dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad. So nou sien Daniël hierdie horing wat nou eers groot word en al groter, en hy durf selfs die hemelse leermag aan. Nou 'n klein horing kom tevoorskyn uit een van die 4, maar hy word later baie groot, na die suide, na die ooste en na die pragtige land, Palestina se kant toe. Hy word later so groot, dat hy selfs die hemelse aandurf, waar hy sommige van die sterre laat val en vertrap, en dan durf hy selfs die vors van die hemel aan, en hy ontneem selfs sy voortdurende offer. Wie is die vors van die hemel? Jesus, nie waar nie? Heel eenvoudig, ons hoef nie eers te debatteer daaroor nie. Dan gaan dit verder en sê, hier word dieselfde mag uitgebeeld, wat ons in Daniël 7 vers 19 tot 21 gesien het, as die 4de dier en sy klein horingkie, met ander woorde, die Romeinse ryk, en die pauslike mag. Nou hierdie klein horingkie mag stel beide die heidense en pauslike Rome voor. Hy sit hierdie twee eintlik saam, omdat hulle baie goeie ooreenkomste het. In sy verowering het Rome, dis nou Eyste Rome, baie groot geword na die suide en na die ooste, en dan natuurlik na die pragtige land Palestina toe. Nou die vernaamste klem val egter op pauslike Rome, die anti-Christ mag. Nou dit sê vir ons dat hierdie mag, hierdie horing het van die sterre op die aarde laat val en hulle vertrap. Nou sterre verwys natuurlik na die heilige kinders van God. Nou ons ken eintlik ek so 'n sterretjie wat skyn vir Jesus, God se kinders met ander woorde. En dit verwys na die sterre van God, God se heilige kinders, wat deur die Romeinse regering natuurlik onderdruk en vernietig is. Onthou, hulle het baie Christene en volgelinge en Jode doodgemaak. Hulle is ook deur die heilige Romeinse ryk, met ander woorde die pausdom, onderdruk en vernietig. Albei was hierdie opponerende mag wat God se kinders probeer vernietig het. En dan sê dit, hy het groot geword tot die vors van die leer. Nou vors verwys na Jesus, wat die vors van die vorste is. Ons kry vergelyking in Daniël 8 vers 25. Jesus is deur die Romeine gekruisig, nie waar nie? As ook deur die pausdom wat sy kinders vervolg het, nie waar nie? Maar dis dieselfde om sy kinders te vervolg as om Jesus te vervolg. Ekskuus tog my woorde net reg kry. Want Jesus het gesê, soos jy dit aan die minste gedoen het, het jy dit ook aan my gedoen, nie waar nie? Dis baie belangrik. En dit sê, en het sy heilige woning neergewerp. Ons kry daai gedagte in vers 11, waar dit sê dat hierdie woning het tot by Jesus gekom en sy heilige woning neergewerp. Nou die Joodse tempel is in 70 na Christus vernietig saam met Jerusalem deur die Romeine, nie waar nie? Jy kan daai belangrike geskiedenis onthou. Nou die pausdom sou later die kerk van God afvallig maak deur heidense rites, beelde en tradisies wat hulle ingevoer het. Onthou jy die donker eeue wat hierdie dinge gebeur het? En dan sê dit het die waarheid op die grond neergewerp. Nou deur die wet van God te verander en die gesag daarvan te ondermyn, het die pausdom in werklikheid God se waarheid
op die grond neergewerp. Letterlik op die grond neergewerp, deur dit niks van te maak nie. Nou onthou nog hierdie aanstelling, dit sê, the Pope has power to change times, to abrogate laws, and to dispense with all things, even the precepts of Christ. Die Creatical Dead Translat Episcopat Cap. Met ander woorde, 'n stelling in hulle eie boeke waar die Pope beweer of amptelik erken en sê ons het mag om God se wet te kan verander soos ons wil. 10 gebooie maak nie saak nie, ons het die mag. Letterlik neergewerp. Nou wat is die voortdurende offer? Dit sê vir ons hier in Daniël dat hierdie horingkie mag het groot geword tot by die vors, Jesus, en sy voortdurende offer weggeneem. Sy voortdurende offer hom ontneem. Nou wat is hierdie voortdurende offer? Nou die woord voortdurende, die Hebreëus daarvoor is die Hebreëse woord tamid. U sal dit nog onthou, is nie moeilik om te vergeet nie. Ekskuus tog, maklik om te onthou. Tamid, dit beteken letterlik voortdurende. En dit verwys na iets wat op 'n gereelde basis plaasvind. Nou interessant, die woord tamid word in Exodus, Levitikus en Numeri gebruik in verband met die gereelde of die voortdurende dienste van die heiligdom. Met ander woorde, die woord word gebruik in die offerstelsel, wat altyd die aanhoudende en die voortdurende offerstelsel van Jesus uitwys. Nou die daaglikse of die voortdurende werksaamhede van die aardse heiligdomsdienste het alles vooruitgewys na die onophoudelike persoonlike middelaarswerk van Christus as ons hoëpriester. Met ander woorde, die lammetjie wat in die Ou Testament geslag is, het na wie toe gewys? Jesus, nie waar nie? En die feit dat hy geslag is, het gewys na die kruisiging, na Jesus wat vir ons sondes sou kom sterf het. Met ander woorde, sy bemiddelingswerk in die Ou Testament is presies dieselfde as sy middelaarswerk in die Nuwe Testament. Het jy dit? Baie mense sien 'n groot verskil tussen die Ou Testament se offerstelsel en Jesus se kruisdood op die Nuwe Testament. Maar weet jy, is presies dieselfde. Kom ek maak dit vir jou eenvoudig. Byvoorbeeld, hoe is die mense in die Ou Testament gered? Hoe is hulle gered? Kan ek vir julle sê? Deur die lam van God. Nie waar nie? Hulle is deur die lam gered. Hoe word ons in die Nuwe Testament gered? Deur die lam van God. Nie waar nie? Dis dieselfde sinnebeeld. Jesus in die Ou Testament, dis net 'n werklikheid in die Nuwe Testament. Maar die Ou Testament het vooruitgewys na Jesus as ons lam wat vir ons geslag gaan word, sy middelaarswerk wat vir ons intree. Goed, nou Numeri 28 vers 3, 4 en 6 kry ons hierdie vergelyking. Dit sê, en jy moet vir hulle sê, dit is die vuuroffer wat julle aan die Here moet bring. 2 jaar oud lammers, sonder gebrek elke dag as 'n voortdurende brandoffer. Daai woord tamid, voortdurende. Dan sê vers 4, die een lam moet jy in die môre berei, en die ander lam moet jy teen die aand berei. Dit is die voortdurende brandoffer wat by die berg Sinaï ingestel is as lieflike geur, 'n vuuroffer aan die Here. Nou elke aand en elke oggend tydens die aardse heiligdom is daar 'n lam geoffer as 'n voortdurende brandoffer vir Israel. As jy dit kan dus die Ou Testament lees, elke oggend aan die begin van die dag het hulle 'n lammetjie geoffer. En elke aand voor die dag afsluit is daar weer eens 'n lam geoffer. Nou dit het voortdurende versoening voorgestel en natuurlik vooruitgewys na Jesus as die lam wat vir ons geslag sou word en vir altyd, let wel, vir altyd as middelaar tussen God en ons sou optree om vir ons versoening te doen. Met ander woorde, wanneer is jy sonder Jesus se middelaarswerk? Dis altyd daar vir jou, nie waar nie? Daar's nie 'n oomblik wat Jesus nie vir jou beskikbaar is nie. Het jy dit? In die Ou Testament, presies dieselfde. Die lam was altyd beskikbaar. Hy is in die oggend geslag en in die aand geslag as bewys vir Israeliete dat daar is bemiddeling beskikbaar. Dit is net 'n kwessie, aanvaar jy dit? Het jy dit, eis jy dit op? Vra jy vir vergifnis? Want dit is daar. Het jy dit, maak jy deel van jou lewe. Nou Jesus is eenmaal vir ons geslag. En as 'n ewige priester tree hy vir ons in as middelaar. Hebreërs 10 vers 12 sê dit vir ons. En daarom het u en ek nie vandag meer 'n aardse priester nodig wat vir ons intree by die Vader nie, want Jesus is ons volmaakte en ons ewige priester. Nie waar nie? Maak dit sin? Ek hoef nie deur 'n priester te gaan nie, want Jesus is nou my middelaar. Ek hoef ook nie vandag 'n lammetjie te offer nie,
Hoekom? Want Jesus is vir my geslag, nie waar nie? Dit sê dit om sy voortdurende offer ontneem. Met ander woorde, Daniël 8 sê vir ons dat hierdie mag, hierdie antichrist mag, horing met oë en 'n mond wat groot dinge gespreek het in Daniël 7, of die dier met die 7 koppe en die 10 horings van Openbaring 13, wat almal dieselfde mag is, sal Jesus sy bemiddelingswerk, waar hy vir ons intree en vir ons versoening doen, probeer wegneem. So die Bybel het in Daniël 8 al voorspel, lank voor die tyd voorspel, dat hierdie antichrist mag gaan probeer om Jesus se versoening, sy middelaarswerk vir u en vir my te probeer wegneem. Te probeer wegneem. Nou hoe het die pausdom Jesus se voortdurende middelaarskap van hom ontneem? Hoe het die pausdom dit gedoen? Wel, eerstens, hy het dit gedoen deur 'n namaaksel van die ware voortdurende bediening van Jesus in te stel, 'n menslike priesterdom in die plek van Christus se priesterlike bediening. Nie waar nie? Met ander woorde, jy hoef nie direk na Jesus nou toe te gaan, jy gaan sommer deur die priester. So met ander woorde, wat het hulle gedoen? As jy vandag na 'n aardse priester toe gaan, wat vir jou moet intree by God die Vader, wat het jy eintlik gedoen? Sonder dat jy dit besef het, jy het Jesus gesidestep. Nie waar nie? Jy het Jesus gesidestep. En dit is deur 'n aardse priesterdom wat tussen nou skielik vir jou en die Vader intree. Sidestep jy Jesus? En nie noodwendig dat hulle dit besef nie. Ek bedoel, daar's baie opregte mense in die Katolieke Kerk, maar hulle besef nie, deur direk na 'n priester toe te gaan om na God die Vader te kom, sidestep jy Jesus. En Jesus is ons middelaar wat vir ons intree. Tweedens, die paus as plaasvervanger van Christus op aarde te ag. Met ander woorde, die paus ag homself as God op aarde. Jy onthou nog hierdie wat noem mens dit nou, man? Ag, hierdie ding, man. Kom ek lees dit vir u. We hold upon this earth the place of God Almighty. Nou hierdie aanhaling, dis die woord. Hierdie aanhaling kry ons uit the Great Encyclical Letters of Pope Leo die 13de, en dan kan jy bladsy-nommer en die datum en alles skryf. Met ander woorde, hier's 'n amptelike, nie gesegde nie, amptelike aanhaling, kom ons maar hou maar by die naam aanhaling van die Katolieke Kerk, waar hulle letterlik herken en sê, die paus is God op aarde. Jy het nie Jesus nodig nie, die paus vervul daai plek. Kom ons lees hierdie een, the Most Holy Council, Label and Crosshard, bladsy dit sê, in 1439, the Council of Florence decreed, we define that the Roman Pontiff is successor of Blessed Peter, Prince of the Apostles and true Vicar of Christ. Sy mond vol. Maar wat beteken true Vicar of Christ? Wat beteken die woord vicar? Dit is 'n Latynse woord. Vicar beteken plaasvervanger. Plaasvervanger. En dit is toevallig een van sy titels. Jy hoor baie selfs op die nuus as hulle praat hulle van the Vicar of Christ. Die paus is die Vicar of Christ. Met ander woorde, wat sê hulle eintlik? Die paus is die plaasvervanger van Christus. Met ander woorde, nadat Jesus opgevaar het, het die paus die gesag ontvang en hy is God op aarde. Is 'n mondvol, maar dit is hulle eie woorde. En natuurlik kan jy die titels onthou wat die paus het. Given in Rome from our palace, the 10th of February of 1817, the 14th jurisdiction of the most holy pontiff. Let wel wat noem hy homself, the most holy pontiff. Ons weet net God is heilig, nie waar nie? And Father in Christ and Lord our God the Pope. Leo die 12de, wat homself hierdie benaming gegee het van ek is God op aarde, Lord God the Pope. Derdens, Jesus is nie meer nodig om sondes te vergewe nie. Jy bely nou egter voor 'n priester wat jou as jou middelaar intree en jou sondes vergewe. Dit is eintlik skedie 'n algemene feit, maar as jy net logies dink, as jy teenoor 'n priester gaan bely, wie sidestep jy? Sien jy hoe belangrik is dit? As jy teenoor 'n priester jou sondes, kyk, die Bybel sê ons moet teenoor mekaar ons sondes bely. Dis waar, maar ek wil, waar kry jy vergifnis werklik vir jou sondes? Dis na Jesus. So met ander woorde, ek maak reg met my broeder, maar ek bely teenoor God.
nie 'n priester nie wat geen mag het om my sondes te vergewe het nie. Wel, hulle beweer die priester het wel die mag. Hier kry ons dit in Dignity and Duties of the Priest. Dit sê, ons het hierdie een ook maandag aand gedoen, en God self is verplig om te bly by die oordeel van sy priesters, en om nie te vergewe of om te vergewe volgens die weiering van die priester se vryspraak. Hulle eie aanhaling het hulle eie boeke wat sê, die priester het die reg om jou sondes te vergewe. En as hy jou vergewe, dan moet God jou Vader jou vergewe. En as hy jou nie vergewe nie, dan kan God jou ook nie vergewe nie, al vra jy vergifnis teenoor God. Dit is baie scary as jy daaroor dink, nie waar nie? En dan vierdens, die Katolieke het ook die mis ingestel, in Engels is dit die Mass, jy ken die mis, hulle praat baie daarvan, wat elke oggend en elke aand bedien word, net soos die voortdurende brandoffer van versoening in die Ou Testament, en deur die transsubstansiasie, dis die woord wat hulle gebruik om te verklaar dat die brood werklik die liggaam van Jesus word. Jy sal sien tydens die Katolieke nagmaal of die mass, gee hulle so dun koekie op jou mond. En toe kom op en hulle sit hom so op jou vinger. Jy kan hom nie kou nie, want hy moet eintlik smelt, want hulle beweer deur die transsubstansiasie, dis die woord, word dit werklik as die priester die woord spreek, dan word daai broodjie werklik die liggaam van Jesus. En dis hoekom hy so dun is dat hy smelt. Want jy kan mos nou nie die liggaam van Jesus kou nie, jy weet. Maar ons weet, dit is 'n simbool. Jesus het selfs na die nagmaal verwys as die simbool van sy liggaam. Die simbool, die wyn simbool van sy bloed. Dis nie werklik sy liggaam, werklik sy bloed nie, maar die Katolieke Kerk glo dat deur die transsubstansiasie, as daai priester dit bedien, dan word dit werklik die liggaam van Jesus. Met ander woorde, dit as hulle elke oggend, en dit word toevallig elke oggend en elke aand bedien. In ander woorde, as dit werklik die liggaam van Jesus word, elke oggend en elke aand, wat sê hulle eintlik? Jesus word elke oggend en elke aand gekruisig, as dit werklik sy liggaam word. Dit is die logiese gevolgtrekking, met ander woorde, Jesus se dood was nie volmaak nie, maar moet soos die onvolmaakte lam elke keer opnuut vir ons sondes gekruisig word. Ek bedoel, die lam in die Ou Testament is elke oggend en elke aand geslag, want dit was 'n lammetjie, maar dit het vooruit gewys na die paaslam, wat net eenmal geslag hoef te word. Met ander woorde, Jesus is net een keer gekruisig, nie weer nie, en sy dood was volmaak. Maar die lammetjie is 'n sinnebeeld, en dis hoekom dit elke aand en elke oggend gedoen is. En nou tydens die Mass word dit ook elke aand en elke oggend gedoen. Wat sin speel op die gedagte dat Jesus se dood was nie eenmal op die kruis genoeg nie. Jy moet dit herhaal, elke oggend en elke aand, elke oggend en elke aand. Wat eintlik vir ons sê, tussen die lyne, dat Jesus se dood was nie volmaak nie. Nou tydens die Katolieke mis, word in werklikheid net die brood, die liggaam van Jesus vir die mense gegee, nie die wyn nie. Jy het agtergekom, kyk bietjie as jy na die Mass kyk, hulle gee altyd net die koekie, die wafer, op die mense se tong. Jy het al opgelet, jy net logies, kyk volgende keer as jy dit sien, hoekom nie die wyn nie? Jy het agtergekom, hoekom gee hulle nie die wyn nie? Nou wyn simboliseer die bloed van Jesus, wat ons van ons sonde skoon was, nie waar nie? Hoekom gee hulle nie die wyn nie? Want wie vergewe jou sondes? Jesus of die priester? So met ander woorde, jy het nie die wyn nodig nie, want die priester vergewe jou sondes. Die simboliek, sonder dat hulle, meeste Katolieke, dit besef dit nie eers nie, maar maak dit vir u sin? Jesus het sy liggaam plus sy bloed vir ons gestort om ons skoon te was van sonde. Hulle gee jou net die brood. Baie man, hulle praat van die brood en die wyn en brood en wyn, maar hulle gee vir jou net daai brood, net die wafer, wat die liggaam voorstel. Daar's nie wyn of bloed wat jou skoon was van sonde nie, want die priester doen dit. En dan sestens, Maria en ander gestorwe heiliges word deur die Katolieke Kerk beskou as middelaar tussen God en die mens en word natuurlik ook aanbid. Maar nie, vir baie mense is Maria ook die middelaar wat tussen God en jou optree. Toevallig, in baie van hulle geskrifte het sy meer gesag as Jesus. Sy het meer gesag as Jesus. Ja, ons weet Maria was Jesus se aardse moeder en ons weet dit is wonderlik, maar nêrens word sy aanbiddingswaardige eienskappe toegeëien nie. Nêrens nie, slegs Jesus. Wat leer die Bybel ons?
In Johannes 2 vers 1 sê vir ons, as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Ons voorspraak is wie? Niemand anders as Jesus nie. In 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Met ander woorde, Jesus vergewe ons sondes. In 1 Timoteus 2 vers 5 sê, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens. Die mens, Christus, Jesus. Hy sê, let wel, een middelaar. Daar's nie ander middelaars nie, daar's nie ander maniere hoe jy by God die Vader kan kom, behalwe deur Jesus nie. Vergeet moeder Maria, sy kan dit nie vir jou doen nie. Vergeet die priester, hy kan dit nie vir jou doen nie, leer die Bybel ons. Handelinge 4 vers 12 sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En Jesaja 8 vers 20 sê, tot die wet en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. Met ander woorde, die wet en die Bybel, die getuienis is die getuienis van Jesus, die getuienis van die woord, die Bybel. As jy nie jou leerstelling op die Bybel bou nie, sê die Bybel, as jy 'n volk wat geen dageraad het nie. Al praat jy wonderlike dinge. Wat het die groot hervormers, wat deur God gestuur was om die kerk uit die donker terug te roep na die lig waar ons vandag as protestante kan staan, gesê van die pausdom? Ons vergeet baie keer die geskiedenis, nie waar nie? Wat het die hervormers, hierdie mense wat letterlik hulle lewens moes aflê vir die waarheid, om vir u en vir my die Bybel te bring soos ons dit vandag het, dit in ons taal te vertaal, vir ons die pad geloop het, wat het hulle gesê? Onthou jy nog wat het ek vir julle gesê, wat beteken protestant? Baie kerke sê vandag, ons is protestant, ons is protestante. Hey, wat beteken dit? Wat beteken dit as jy sê ek is protestant? Ek het al selfs vir predikante gevra. Dis maar net die rigting waarin ons glo. Nee. Protestant beteken eintlik heel eenvoudig, ek het geprotesteer. Protestant, dis 'n skelwoord wat die Katolieke ons gegee het, of die hervormers gegee het en gesê, julle is die protesteerders, julle is die protestante, protest. En waar teen het hulle geprotesteer? Teen die Katolieke sisteem? Nie waar nie? Teen die Katolieke sisteem, die valsheid daarvan. En dis hoekom ons vandag het wat ons het. En daarom, dis vir my snaaks, dat baie kerke vandag so teruggaan, na daar waarvan hulle al weggebreek het. Wat was die doel? Toevallig, wat het die groot hervormers gesê? Martin Luther het gesê, ons is oortuig dat die pausdom die setel van die egte, ware antichrist is. Sy stelling, Paus gesê, is antichrist. John Calvin het gesê, Daniel en Paulus het voorspel dat die antichrist in die tempel van God sal sit. Sover dit ons aangaan, maak ons die Romeinse paus die leier en vaandeldraer van daardie goddelose en gruwelike koninkryk. Dis hoekom hulle hom so gehaat het en hom wou doodmaak. John Wesley het gesê, hy is baie duidelik die man van sonde, bewys deurdat hy elke soort sonde bo enige skattingsvermoë vermeerder. En dan John Knox het gesê, dat die paus as die hoë antichrist erken moes word. En dan John Wycliffe het gesê, die paus is die antichrist op die aarde, en kardinale is kaniere van die duiwel se huis. Ons hervormers het dit so ingesien. En Daniël 8 vers 13 sê, toe hoor ek 'n heilige spreek, en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê, hoe lank sal die gesig duur van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid, sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word? En hy het vir my gesê, 2300 aande en mores, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. 2300 aandens morens, profeties, letterlik 2300 jaar. Ons het nou al goed hiermee te doen gekry. Hier is iets interessants. Iemand vra die vraag, hoe lank sal die gesig duur en die heiligdom aan vertrapping oorgegee word? En dan kom die antwoord, 2300 aandens en morens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Nou wat beteken dit? Wat beteken dit?
Met ander woorde, 2300 Annes en Morens, jaardagbeginsels, is letterlik 2300 jaar, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Wat gaan dan gebeur? Wil jy weet? Nou kom Dinsdag aand se les toe, nou vertel ons u hoor. Ons doen dit Dinsdag aand. Vers 17. Toe kom hy by my staanplek, en toe hy kom het ek geskrik en op my aangesig geval, en hy het vir my gesê, let op mensekind, want die gesig sien op die tyd van die einde. Hierdie gesig sien op die tyd van die einde. Kyk, ek maak jou bekend wat aan die einde van die strafgerig sal gebeur, want dit sien op die bepaalde tyd van die einde. Bepaalde tyd van die einde. So as ons dit vinnig kan opsom, eerstens, Daniel sien hierdie baie interessante visioen. Hy sien 'n skaapraam met 2 horings wat ons gesien het, die koninkryk van Medo en Persië is. Een is groter as die ander een, opgevolg of stormgeloop deur 'n ander bokram wat met 1 horing tussen sy oë het, wat ons gesien het is Griekeland. En dan breek hierdie bokram se horing af en 4 klein horingkies kom in sy plek uit op, soos hy hierdie skaap, nadat hy hierdie skaapraam oorwin het. En natuurlik het ons het gesien, dit is sy 4 generaals, Kassander, Lysimachus, Ptolemy en Seleucus, wat die Griekse koninkryk opneem en verdeel, en letterlik die nuwe paus om die ryk opbou, maar natuurlik dit neerlê vir verval deur die Romeine. En dan praat dit van een van hierdie horings, kom daar nog 'n ander horing te voorskyn. En ons het gesien, dit is Rome, die eiserkoninkryk van Rome, as ook pauslike Rome, wat saamgegooi word. En dit sê vir ons dat hierdie horingkie word groter, eers gaan hy uit, maar later toe hy groter word, gaan hy op tot aan die hemel. En hy val Christus se middelaarswerk aan, en hy probeer dit wegvat. Hy probeer dit wegvat. En ons het gesien hoe hy dit doen, deurdat hy die paus as plaatsvervanger van Jesus beskou, deurdat jy na 'n priester moes gaan, hy het Jesus vervang deur 'n aardse priester, hy het Jesus vervang deur jy na 'n priester toe moet gaan vir belydenis, as ook al die beelde aanbidding wat jy Jesus nie meer nodig het nie, jy kan Jesus letterlik sidestep. En selfs deur die mass of die mis, waar jy slegs 'n gedeelte van Jesus kry, hulle doen die res vir jou. So, basies, vinnig opgesom het, dis die einde van lesing 8. Kyk, ons wil die dam lewendig hou. Jy moet nou terugkom. Teendeel, Daniel 9, wat ons na gaan kyk, is 'n baie lang profesie. Ons gaan hom oor 2 aande bestudeer. Maar u gaan dit baie geniet, u mag dit nie mis nie. So, dit kom eintlik weer eens daarop neer, dat Jesus hou ons vas, nie waar nie? Ek bedoel, as hy het in Daniel 8 vir ons gesê het. En u en ek kan vanaand daarna kyk en besef, hey, God is in beheer. Al lyk dit baie keer of in my eie lewe asof alles de mekaar is. Nee, Jesus bly in beheer van u en my lewe. Bly in beheer van u en my se krisisse, van ons pyn, van ons omstandighede. En hy wil ons na die volle waarheid toe lei. Hy wil ons waarsku teen hierdie dinge, en ons het nodig om aan hom vas te hou. Kom ons sluit af in gebed. Ons wonderlike Jesus, dankie vir u groot genade. Dankie dat u 'n God is wat so lief is vir ons, dat u niks vir ons terughou nie. Dat u so graag wil hê ons moet weet, dat u dit lank reeds vooruitgesê het. En Jesus, ons wat glo dat ons lewe in die tyd van die einde, kan na hierdie dinge kyk en sien, maar dit is wat besig is om te gebeur. En daarom wil ons nie verlei word nie. Ons wil nie van stryk gebring word. Ons wil vashou aan u as ons egte en lewende God. Jesus, ons wil vashou aan u as ons verlosser, ons enigste middelaar, wat vir ons intree tussen u en die Vader, wat u lewe gegee het op die kruis van Golgotha, u eie bloed gestort het, sodat ons daardeur skoon gewas kan word. O Jesus, mag ons u nooit sidestep in ons eie lewens nie. Mag ons altyd in 'n verhouding met u lewe en die egte deel maak van ons lewens. Lei ons en bring ons weer veilig hier by mekaar om u woord te bestudeer, bid ons in Jesus se naam. Amen. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above.
above with wisdom, power,